Goeiedag vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Voorreg om met u te praat. Ek sê dit elke keer. Ek besef vanoggend ons is so oor minder as 'n maand praat ons al 6 jaar met mekaar en dit is kykers verskil. Die generasies wil ek amper sê kom en gaan, maar hier is ons en ons prys die Here vir hierdie oop deur wat ons steeds het. Kom ons bid net saam voor ons begin. Here, ons dankie vir die seën daarvan om met mekaar te praat. Ons dankie, Here, dat u woord die riglyn is. Ons het geen ander riglyn as u woord en die Gees wat hierdie woord vir ons oopsluit nie. Daarvoor prys ons u naam en vra ek ook dat ons gesprekkie vanoggend waarlik, Here, staan in die lig ook van u woord in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons tema vandag is derde wêreldoorlog met 'n vraagteken, want dit is 'n term wat toenemend in die wêreld gebruik word in onderlinge gesprekke, in media en so aan. So die derde wêreldoorlog of die moontlikheid van 'n derde wêreldoorlog word al hoe meer reëel. Nou, ons gaan hierdie geselsie opbreek in 2 dele. Nommer 1, waaraan in hierdie wêreld? En nommer 2, wat sê die woord daarvan? So is so breedweg waaroor ons gaan praat en hoe ons dit gaan opdeel. Nou ons hoor al hoe meer die terminologie derde wêreldoorlog. Het word in die pers genoem, het word in politieke kringe genoem en dat die wêreld steier op die rand van 'n derde wêreldoorlog. Mense sien dit raak, maar ons raak al so gewoond daaraan dat die jonger geslag veral nie meer regtig betrokke is, hulle luister nie meer nuus nie, baie van hulle, ek dink is 'n groot persentasie, lees nie meer koerant nie, en is onbewus van die werklike goed wat aangaan. Daar's 'n moegheid vir onrus, daar's 'n moegheid vir die toestand waarin die wêreld is, en die ding wat dit meebring, is dat al hoe meer leuns vat kry in hierdie bevolkings van die laaste dae, en die woord voorspel dit. Die vyand is die vader van die leuen, en die woord leer vir ons dat aan die einde van die tye die leuen, die waarheid gaan, ek wil amper sê, oorskadu of oorheers, kan 'n mens sê. Mense is al hoe meer oningelig. Vriende, en daar's 'n doelbewustheid daaraan. As die vyand sy planne met die toekoms van die wêreld het, sal hy nie wil weet dat almal dit moet weet nie. En daarom is daar 'n doelbewustheid dat die oë toegemaak word vir wat hier aangaan. Maar, soos ek gesê het, in die wêreld voorafgaande wêreldoorloë was dit die hele ding dat mense, daar's 2 opponerende magte wat van mekaar verskil en in oorlog gaan. Nou, in hierdie laaste dae word die definitiwiteit van hierdie mag teen hierdie mag vervaag in 'n groot konglomeraat, wil ek amper sê, van verskillende dinge. Daar's ideologies gedrewe dinge, daar is liberaal, konservatief, daar's verlig, verkramp. En die Bybel praat in elk geval van die waarheid en die lig. So hierdie goed is nie meer 2 definitiewe magte nie. Dit gaan al hoe meer in die sin van verskillende denkpatrone, verskillende hemelsbreë verskille wat mense onder mekaar het, ook in een land. Dit is nie net my land teen jou land en dit veroorsaak 'n oorlog nie. So daar's 'n groeiende groepering, groei, kan 'n mens sê, en ideologieë wat hulle verteenwoordig. Nou goed, kom ons kyk, wat is die brandpunte vandag? Ons sal dadelik kan sê, Israel is die een wat nou op almal se lippe is. Ons het die Palestynë hier teen Israel, daar's 'n paar lande betrokke, Iran, Jemen, Egipte, Amerika, daar's van sy wapentuig daar, ons gebruik, of Israel gebruik baie wapentuig wat die Weste aan hom voorsien, hy moet dit uit die aard van die saak koop, maar ek wil nie vandag op hierdie konflik konsentreer nie. Ons kan sien dat die uiteinde, of 'n mens glo dat die uiteinde van hierdie konflik is die Esegiel 38 oorlog, waaroor ons reeds so 'n paar weke terug, jy kan dit gaan kyk onder hierdie tema, die Esegiel 38 oorlog, dat dit daarop gaan uitloop. Nou die ander brandpunte is Rusland, Oekraïne, China, Taiwan, Noord-Korea, Suid-Korea, en natuurlik nou, ek gaan nie Iran uithaal, omdat
ek gesê het, ons gaan nou nie meer oor Israel en Iran praat nie, want Iran het onderling 'n ongelooflike effek in die Midde-Ooste. Nou hierdie bogenoemde konglomeraat, kom ons sê, van lande, was al in die verlede genoem die Axis of Evil. Nou, dit sluit nie Israel in nie. Generaal Wally Walker, hy is die hoof van die Britse weermag, het onlangs gewaarsku dat die Brittanje binne 3 jaar moet gereed maak om in 'n oorlog betrokke te raak met die sogenaamde Axis of Upheaval, het hy dit genoem. Die term Axis of Evil het president George Bush in 2002 in die State of the Union toespraak gebruik, en dit het sedertdien baie inslag gevind in die pers en in die algemene gebruik waarin oor onrus gepraat word. Nou goed, ek wil so 'n paar afleidings noem van hierdie sogenaamde Axis of Evil en die effek wat dit het op die wêreld. Die eerste ding, daardie lande is die oorsaak van alle onvrede op aarde. Dis nou hierdie wat ek genoem het, Rusland, China, Noord-Korea, Suid-Korea en so aan, Iran. Die gevolg is dat die fokus word daar geplaas, weer eens vanuit die Weste, vanuit die massamedia, mense met wie ons, jy weet waarin ons, kom ons sê nou maar sogenaamde beskawing is. Jy kyk daarna en jy sê vir jou mense, daar is die Axis of Evil, terwyl dit hier binne by jou so sleg gaan, vrot gaan, in terme van binnelandse vrede, in terme van ideologieë hier binneland, in terme van sieninge, in terme van verskille wat mense teenoor mekaar het, binne in jou eie land. Gevolg trek die aandag van jouself af, terwyl jou eie land sink in 'n put van goddeloosheid, van onvrede, van eie belang, onrus en natuurlik leuns. Vriende, nog 'n gevolg is dat sekere mense ongelooflik ryk word deur middel van oorlog. Ek praat van verbuisterende rykdom. En dis nie noodwendig regerings nie. Eintlik is dit baie min regerings. Dis ouens agter die skerms. Hulle praat van die sogenaamde power elite wat agter die skerms toeneem in mag teen 'n verskriklike tempo. Vriende, ek wil een voorbeeld noem van 'n, ek weet nie of jy 'n firma of 'n beweging of wat ook al noem nie, wat in die afgelope jare geweldig toegeneem het in mag. 'n Mens kry nie baie inligting oor hulle nie. Ek het byvoorbeeld 'n artikel waaruit ek nou so 'n paar goedjies gaan haal. Vriende, hierdie artikel is onder die titel BlackRock, the most evil business in the world. Nou daar is nie eers 'n naam van 'n skrywer daarby nie. Hulle leef in 'n geheimsinnige manier op aarde. Hulle is oral betrokke. Hulle is ongelooflik betrokke. Hulle gee hulle self voor as jy weet, as 'n finansiële firma met die volgende terminologie. Hulle posisioneer hulle self as ESG. Nou hoor nou weer, dis die eindtyd fokus in die wêreld, environmental, social and governance. So dis hulle 3 hoofgoed waarop hulle gaan. Hulle beheer 'n massiewe deel van die wêreldekonomie en het baie vinnig, jy weet, tot op daai posisie gekom. Die vordering was ongelooflik vinnig. Hulle het baie klem op beleggings goed, jy weet waar hulle beleggings, jy kan jou geld na hulle toe vat en hulle belê dit vir jou. Een van die boosheden van hierdie wêreld, veral nou in hierdie tye, ons moet baie versigtig wees daarvoor waar jy jou geld belê as jy het en wat 'n manier 'n mens moet, maar die Here bid vir wysheid daar. Dan het hulle 'n ongelooflike hand in die wapenindustrie. Hulle werk aan fossielbrandstof. Hulle tydens COVID wat hulle baie kritiek gekry oor hulle noue bande met die regerings van lande. Want vriende, die goed is so deursigtig en so, as ek sê deursigtig, as jy regtig verstaan wat aangaan. Nou hierdie ouens het 'n rol in al hierdie dinge, onder andere uit die aard van die saak ook in die kostes wat in COVID moes aangegaan word en hulle het voordeel getrek. Hoe weet 'n mens nie altyd nie, maar hierdie goed maak hulle ryk.
Hulle is betrokke in die Oekraïne. En ek het onlangs die stelling gehoor dat die Oekraïne eintlik behoort aan hulle, want as jy geld gee vir 'n saak, dan verwag jy iets terug. Jy gee nie net geld vir oorlog, jy wil iets terug hê. En hier is verbuisterende bedrae of dan nou mag betrokke, en ek dink daar is 'n stuk waarheid in dat Oekraïne toenemend aan hulle behoort. Die term wêreldoorlog het toenemend meer te doen met lande wat nie net onderling beklei nie, maar ook intern, lande intern, in hulle eie sosiale en politieke omstandighede met mekaar beklei oor verskillende goed. Nou moet ons nooit vergeet nie, oorlog is die fokus om geld te maak vir baie. En ek wonder hoeveel oorloë in hierdie wêreld is aangestig omdat daar agter magte gesit het wat geld maak. Nou hierdie goed word ons nou nie in die koerante vir ons vertel nie. Geweldige mag word bekom deur oorloë, deur middel van ouens wat agter die skerms, soos hierdie een, die BlackRock vereniging. Die toename van mag in sekere groepe is verskriklik belangrik, en daar is wêreldwyd 'n toenemende mislukking in diplomatie ten einde konflikte verhoed. Mense wil eintlik nie meer, jy weet dit moenie eindig nie, want dit werk nie vir die ouens wat daar agter sit nie. Hulle wil geld maak en toenemend geld maak. En mense het nie idee hoeveel geld is in wapentuig alleen nie. Ek het nou eendag ergens gehoor dat dit hierdie drones, wat noem jy die goed, wat hulle met bomme hier oor grense stuur, is elkeen $20 miljoen. Dit beteken dat 'n drone word vervaardig om vernietig te word, want die enigste manier hoe hy homself kan laat geld is om te val en die bom afgaan. So is 20 miljoen, elke keer is 'n drone, dis nou nie hierdie missiele wat die geskiet word op Israel nie, ons praat nou van diergoed wat bomme dra. Ja, meer en meer mense glo hulle kan daarmee wegkom. Ander brandpunte in die wêreld, vriende, is Libië. Libië se onstabiliteit veroorsaak toenemend onrus in die Sahelgebied. Die Sahelgebied is 'n geweldige area van die Weskus van Afrika tot die Ooskus, wat om min of meer 9 lande raak. Is nie noodwendig altyd die volle 9 lande nie, maar gedeeltes daarvan. Jy kan gaan oplees daaroor. Egipte en Ethiopië sit al hoe meer nie langs dieselfde vuur nie. Inteendeel, daar's toenemende sprake van oorlog tussen hulle. Ethiopië bou 'n dam in die Blou Nyl. Die Blou Nyl bring 85% van Egipte se water, gaan deur hulle en hulle bou 'n dam, hulle dam op. Nou hierdie dam is baie na aan voltooiing. In die verlede was daar, jy weet, samekomste wat hulle praat oor die ding, kyk of nie tot 'n vergelyk kan kom nie. Dis verby. Vriende, is nog net die militêre opsie wat oorbly. Blou Nyl bring 85% van Egipte se water. So dis 'n massiewe dam met 'n enorme effek op Egipte. Egipte maak maatjies met Somalië, nog 'n land word ingetrek. Somalië is suid van Ethiopië en daar is onlangs, as ek reg onthou 2-3 weke gelede, 20.000 Egiptiese soldate oorgeplaas na Somalië. So hulle wil nou hier van die onderkant, van die suidekant af ook hulle invloed laat geld in Ethiopië. Ja, vriende, nog 'n brandpunt is Sudan. Die onstabiliteit eis duisende lewens. 12 miljoen mense is reeds ontheem, moes vlug uit hulle huise, uit hulle gebiede, uit hulle dorpe uit. 2.1 miljoen vlug oor die grens na ander lande. As 20.000, dis die syfer wat ek het, maar ek het 'n vermoede dis hopeloos te laag, het reeds gesneuwel. As ons kyk na Suid-Amerika, El Salvador teen Guatemala, Colombia teen Mexico, en daar is baie dwelms, jy weet, dwelms betrokke in hierdie goed, en die oorlog om die mag oor die beheer van dwelms. Vriende, wêreldoorlog, soos ons het verstaan het in die ou tyd, ek weet nie, ek twyfel. Ek dink as ons praat van oorlog in die laaste tyd, en ons gaan nou na die Bybel toe, dat dit meer te doen het met interne konflik binne in lande. Hier is ouens met verskillende sienings, hier is ouens met verskillende doelwitte, en ons moet nou dit nooit vergeet nie, en dit maak dat die een nie meer luister na die ander nie, want my saak is baie belangriker as jou saak.
So dit raak meer 'n interne ding van ideologieë, binnelands, in groeperinge, binnelands, uit die aard van die saak het dit 'n effek ook na die buiteland en maak uiteindelik die hele wêreld in 'n see van geweld en oorloë of ja, en soos die woord ook sê. Kom ons lees Matteus 24 vers 6 tot 8. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dis nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Aardbewings is nou 'n ding op sy eie, maar baie van hierdie hongersnode mag dalk wees as gevolg van oorloë, soos dit reeds in die wêreld bestaan. Nou reeds bestaan. Nou moet ons onthou, dit wat hier staan, het die Here Jesus vir die Jode gesê, né? Ons moet dit altyd in gedagte hou. Maar ons sien dit mos nou ook in die res van die wêreld en die hele ding, die profetiese ding dat oorloë oor die wêreld gaan kom, is baie waar, maar soos ek sê, ek dink die klem is meer op 'n totale onrus. Nie soseer lande teen mekaar, dit mag lande teen mekaar insluit uit die aard van die saak, en dit gaan ook. Vriende, 2 Timoteus 3 vers 3 sê, hulle sal liefdeloos, onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Eindtydmense word hier beskrywe. En ons sien dit reeds rondom ons. Vriende, ek wil uit Openbaring 6 so 2 versies aanhaal. Dit gaan hier oor waar die boekrol oopgemaak word en wat die perde uitgaan oor die aarde, in terme van oordele oor die aarde. Nou vers 4 sê, 'n ander perd het uitgegaan, 'n rooie. Sy ruiter is toegelaat om die vrede van die aardbol weg te neem, sodat sy inwoners mekaar uitmoor. Vriende, ek dink dit het iets van wat ek sê, dat daar baie meer interne skriwelinge gaan wees, hulle moor mekaar uit, binne in 'n land. Ek meen, neem vir uself, hoeveel groeperinge is in Suid-Afrika, wat as die duiwel waarlik besit neem, mekaar kan uitroer. Die woord waarsku daarteen. 4de seël, ek het gekyk, en werklik waar, daar staan 'n bleekgrys perd voor my. Sy ruiter se naam was die dood. Die doderyk het vlak agter hom gevolg. Aan hom is die mag gegee om 'n kwart van die mense op die aarde dood te maak, deur swaard, hongersnood en 'n epidemie. Maar die swaard word nou weer hier genoem. Vriende, ons het geen idee van die goed wat wag vir hierdie wêreld nie. Prys die Here dat daar 'n uitkoms is vir kinders van die Here. En ek gaan nou vir u lees 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 25. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra. U kan dit gaan kyk in die konteks daar. Nadat hy elke mag, elke gesag en elke krag vernietig het. Wie is hy? Dis Jesus Christus. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Vriende, wanneer na die tyd van die Antichrist. Hy kom na hierdie aarde, dit word beskrywe in Openbaring 19. Hy kom na hierdie aarde, hy kom hier heers. En dan lees ons ook dat hy met 'n ysterhand gaan regeer. Hoekom? Omdat die aarde besoedel is, vuil is van sonde, vuil van sieninge, wat niks met die woord te doen het nie, en uiteindelik weer gaan rebelleer teen Jesus Christus aan die einde van die 1000 jaar, wanneer die duiwel ontbind word en vir 'n kort rukkie losgelaat word. En dit gaan die finale oplossing en die finale oordeele wees oor elkeen wat die God van die heelal teenstaan. En vriende, u en ek gaan dit sien. Ons regeer saam met die Here Jesus hier op aarde, sê die woord, vir die 1000 jaar. Hy het werk vir ons. Hy gee vir ons 'n stad of stede, sê die woord, waar hy die gelykenisse beskrywe van hierdie dinge en van hierdie tye. Vriende, ons mag uitsien daarna. Maar ons moet veral uitsien dat baie meer mense tot die lig kom. Ons mag nooit ophou bid nie. Vriende, en of dit nou is en of dit in die dispensasies is wat kom,
dit moet nooit. Ons doel as kinders van die Here is om die lig te dra wat die Here Jesus in ons harte en in ons lewens gelê het. Kom ons bid net saam. Here, ek prys U hiervoor, ek prys U, Here, dat ons altyd die woord het as ons rigsnoer, as ons lig op hierdie pad in hierdie wêreld. En Here, ek weet vanmôre se goed is maar baie uiteenlopend. Ek vra, Here Jesus, dat U dit regtig waar maak in elkeen van ons se lewens, of die begrip daarvan waar maak in ons lewens, dat ons sien deur oë wat oop is en oë wat kan sien wat aan die gang is, maar ook wat kom, en veral oë wat op Jesus Christus gefestig is, in Jesus se naam. Amen. Mag die Here julle almal seën.